Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messias. Vir my en Natasha, voorreg om vanoggend saam met jou te kuier daar waar jy is. Shabbat, 'n dag wat die Here in werking gestel het in die begin van die skepping. 'n Dag wat hy in sy volheid as skepper geweet het, ons as mens gaan nodig hê. En nie net 'n gewone dag nie, 'n dag waarin ek en jy weer herlaai kan word, om reg te kan kom, om opgewek te kan wees vir die week wat voorlê. En Shalom, vir die wat Hebreëus verstaan, 'n baie intense en diep woord, wat vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou gees? Hoe gaan dit met jou persoonlik? Hoe gaan dit in jou finansies? So ons groet jou in daardie wonderlike naam en in daardie wonderlike manier, sodat jy kan weet dat ons stel belang, en die Here stel belang. Ons is nou ongelukkig nie in kerkformaat soos 'n normale kerk nie. Ek en jy kuier maar vir mekaar en loer vir mekaar hier oor die kanaal. En ja, dit sou nou baie lekker gewees het as ons almal kon saam sit en saam te kon koffie drink en 'n beskuitjie eet, om mekaar te kan leer ken en te weet waarin elkeen sukkel. Dit is so lekker in kerkformaat wanneer daar regte liefde is, opregte liefde is wat belangstel in elkeen van ons. As daar drama is, as daar opgewondenheid is vir iemand wat 'n nuwe kleinkind het, ja, dit is lekker as ou so kan kerk hou. Maar die Here het dit vir my en vir jou toegelaat om op hierdie stadium, op hierdie platform te mag kuier, en ons gaan dit ten volle gebruik tot sy eer. Nou vanoggend gaan ek vir jou 'n prentjie so lank opsit. Die prentjie sê no access. As jy nou nie Engels is nie, geen toegang nie. Nou voordat ek daar begin, kom ek en jy bid jy saam. Aba Vader, ons kom op hierdie mooi dag. Here, ons kan sien dat die seisoene het weer verander. Ons loof en ons prys die Here dat U in beheer is van dit, Here, dat U dit afgemeet het van die begin van die tyd af, Here. U weet hoeveel tyd daar vir ons gegee word, en Here, terwyl daar tyd vir ons gegee word om met U te kan interaksie te kan hê, verhouding te kan hê, Here, vra ons dat U ons sal genees, Here, dat U hierdie swart negatiewe gedagtes wat ons het, Here, dat U dit sal raak sien en dat U ons sal seën, Here, dat ons weer opgewek mag wees met nuwe gedagtes, Here, gedagtes van herlewing, gedagtes van opgewondenheid, gedagtes om te weet dat U ons God en Verlosser en ons Saligmaker is, en dat U in beheer is. Ons prys en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. No access, geen toegang nie. Nou sit ek hierdie terme by, en weet jy wat, ek sê nou vir Natasha in die week, dat ek is so dankbaar, dat in die begin was ek redelik bekommerd gewees, as die Here nie hierso teen Woensdag vir my geïnspireer het met 'n boodskap, wat ek kan voel, ja, hierdie boodskap praat met my, hierdie boodskap is besig om te werk nie. Ek is so opgewonde om te kan sê dat teen Maandag, dan begin die Here alreeds met my werk, met 'n nuwe gedagte, 'n nuwe idee, 'n woord wat ek moet bring. So, Maandag aan, terwyl ons hierso gesit het en besig was ek besig om na iemand te kyk, 'n leraar te luister, en hy noem toe iets, en hierdie iets inspireer my om ook hierdie boodskap te bring. En jy mag nou voel dat hierdie boodskappe wat Frans altyd bring, is baie neerslagtig, is baie negatief. Ek vra jou dat jy ondersoek sal instel in jou eie lewe. As hierdie goeders nie van toepassing op jou lewe is nie, dat jy dit met iemand sal deel wat jy weet dalk met hierdie goeders sukkel, of dalk goeders het om reg te maak. En ek gaan nou vir jou mooi verduidelik wat bedoel ek hierby. Hy sê hierso, ek is nie jou God nie, en jy is nie my volk of my kind nie. Baie interessant. Baie interessant. Waar kom dit vandaan, François? Dit kom van hier af. Hierdie profeet, opgewek deur die Here, om Israel weer opnuut 'n nuwe les te leer. Hoekom? Want Israel het in dieselfde slaggat getrap as wat ek en jy op hierdie stadium getrap het. Ons as kinders van die Here, ons as 'n volk wat sê ons is Christene, wat sê ons is kinders van die Here. Ons het in hierdie slaggat ook getrap waarin die Israeliete getrap het jare terug. Nou, Hosea word opgewek, hy word aangesê om 'n prostituut te trou en by haar kinders te hê. Nou, elke kind gee hy naam, en elke kind se naam het 'n betekenis. Nou, die derde kind, die derde seun wat gebore word, sê hy in Hosea 1 vers 9, en hy het gesê, noem hom Lo-ammi, want julle is nie my volk nie, en ek sal julle sin nie julle sin wees nie.
Hier kom Jahwe, die Elohim, en hy's besig om vir Israel, hierdie Israel wat hulle gaan haal het in Egipte land, hierdie Israel wat gesien het hoe die see oopgekloof word vir hulle, hierdie Israel wat gesien het hoe hierdie Elohim in sy teenwoordigheid by hulle bly in die tabernakel, hoe hy op die berg vir Moses die gebooie gegee het vir ons om te onderhou, hoe hy al hierdie goeders gedoen het, en hier kom Hosea baie jare later, Israel besig om dinge te doen wat nie gedoen moet word nie, en hy laat hierdie profeet die eerste ding doen wat 'n kind van die Here nie moes doen nie, of 'n profeet nie sou moes doen nie, en dit is om 'n prostituut te trou, iemand wat ontrou is, en om by haar kinders te verwek. En hierdie was alles, dit was nie dat die Here nou kom en sy wette en gebooie en sy instellinge kom ontvergooi en sê weggooi, ek wil dit nie meer doen nie, of die Here gaan nou iets niets begin nie. Nee, hy was besig om Israel 'n les te leer, om vir hulle fisies te wys in die toestand wat hulle verkeer. Hulle verkeer in dieselfde toestand as 'n prostituut. Hulle verwek kinders, en dan kom hierdie kind met die naam wat die betekenis het, ek is nie julle God nie, en julle is nie my kinders nie. En ek kan vir jou in die Nuwe Testament ook gaan wys dat die Here ons gewaarsku het ten opsigte van hierdie ding. Maar kom ons hou by Hosea en wat met hom gebeur het, en dan vra ek hierdie vraag: hoe het ons hier uitgekom? Hoe het ek en jy hier uitgekom? En hoe gaan ons weer dit kan regmaak? Is daar 'n manier vir ons wanneer die Here hierdie uitspraak gemaak het? Ek wil vir jou vertel dat as ons Skepper, as Jesus gesê het, jy kan hemel toe gaan, of jy is syne, dan is dit 'n woord wat vas is dit nie so nie? So daar moet baie gebeur, jy moet in 'n baie erge toestand verkeer, wanneer hy sê nee, ek ken jou nie meer nie, jy's nie meer myne nie. En is daar 'n manier, ekskuus tog, om dit weer te kan regmaak? Kom ons gaan kyk daarna. Hoe het ons hier uitgekom? Eerste ene, verwerping van Jesus. Nou sê mense vir my, nee, maar dit is nie moontlik nie. Hierdie is baie moontlik dat jy by die plek mag uitkom om die Here te verwerp. En hoe doen ons dit? Kom ons gaan kyk wat sê die evangelie. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here vir ons. Wat leer hy vir ons? Wat vertel die woord vir ons? Hy sê in Johannes 12 vanaf vers 48 sê hy, wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit is hom, dit sal hom oordeel in die laaste dag. So, hier kom die Here, hy spreek 'n woord, en ek wil vir jou vandag vertel, dat die Here het geen nuwe woorde gespreek nie. Hy het vir ons net kom bevestig wat in die Ou Testament staan. Jy kan maar 'n volledige studie doen, net soveel soos jy wil, en ek wens ons wil dit begin doen, om die woord van die Here te studeer van Genesis tot in Openbaring. Nie net porsies nie net gedeeltes wat ons self besluit, hierdie is goed genoeg vir ons, dit is wat ons wil weet nie. Nee, ons moet die Here ten volle ken. Is daar nie 'n skrifgedeelte waar die Here so verklaar, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis? Is dit nie so, Natasha, dat daar woord is wat die Here spreek? Hy sê, julle gaan ten gronde. Hoekom? Want julle verwerp die kennis. Wat is hierdie kennis? Dit is die woord van die Here. En hier kom Jesus, hy sê, daar sal een wees wat julle in die laaste dag sal oordeel. Hierdie woord. Hoekom? Omdat ons gedeeltes daarvan verwerp het. En as jy God se woord verwerp, verwerp jy Jesus. Verwerp jy die Skepper. En ek dink, Natasha, daar's 'n tyd wanneer ons moet besef dat hierdie Jesus nie 'n aparte persoon was wat gekom het uit die hemel uit om 'n saligheidsboodskap aan die mens te kom verkondig nie. Nee, hierdie is die openbaring van die onsigbare God in die vlees. Hy het onder ons kom woon, hy het met ons kom wandel, hy het sy woorde tot ons kom spreek. Wat is hierdie woorde se doel? Om my en jou te red en te verlos en te bevry van ongeregtigheid. Om ons weer te kry om sy kinders te wees, om opreg te wees. Dit is wat die Here Jesus Christus kom doen het. Dit is wat Yeshua se plan was. Dit is wat ons Elohim se plan was. Hy het dit in die Ou Testament verklaar. Jesaja 9 vers 5. 'n kind is vir ons gebore. Gaan lees maar hierdie goeters. En Jesaja 9 vers 5, ja, is my go-to. Dis my versie wat my oortuig het van wie hierdie Jesus is. Daar is baie ander. Daar's baie ander en op baie meer plekke sal die Here vir jou wys. Maar wanneer ons Jesus verwerp, dan is jy nie meer. En ek het in hierdie week 'n interessante ding gehoor, Natasha, dat die laster teen die Heilige Gees is om Jesus te verwerp.
of nie die sonde teen die Heilige Gees, wat jou nie sal vergewe word nie, is om Jesus te verwerp. As jy nie Jesus aangeneem het nie, gaan jy nie die saligheidsplan deel hê nie. Nou ja, dit is 'n baie interessante gedeelte. Eerste stap. Tweede stap. Volgehoue teenstand teen God en afgoderry. François, ons doen dit al vir jare nie. Ons aanbid die Here in gees en in waarheid. Ja, kom ons gaan kyk net so 'n bietjie daarna. Kom ons gaan loer. Wat spreek die Here? Kom ons gaan op Eksodus 20. En nou ja, François, jy sal natuurlik soontoe gaan. Ja, jy is heeltemal reg. Ek sal soontoe gaan want die Here het hierdie woorde nog nie teruggeroep nie. Hy het dit nog nie vanuit sy wetboeke uitgehaal en gesê, dit bestaan nie meer nie. Daar is mense wat stry, wat sê hierdie is afgehandel toe Here Jesus Christus gebore is, toe is die hele ou nee. Waar het julle dit gelees en waar het julle dit gehoor? Want die persoon wat jou dit leer is net een, dis die bose. Hy wil jou leer om God afvallig te leef, sodat jy in hierdie toestand beland waar jy Jesus verwerp, sy woord verwerp. En dan het jy nie 'n deel aan hom nie. En dan kan jy by daardie plek uitkom, Natasha, waar hy vir jou sê, gaan weg van my af. Werkers van ongeregtigheid. Jy is nie myne nie. Dit wil ons nie bereik nie. Daai sal ons graag nie wil hê nie. Eksodus 20 vers 3 sê die volgende: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ja, dis interessant. Ons het dit nie voor die Here se aangesig nie. Hoe doen ons dit? Wat is die dinge wat gebeur? Ek gaan nou 'n paar prentjies opsit. En dan dink jy daaraan aan daardie prentjies. Hoe het ons hier uitgekom? Ons het stadig aan afvallig geraak teenoor hierdie God. Sy woord verwerp, sy kennis verwerp, en daarom beland ons in 'n plek waar hy 'n naam oor ons uitspreek en sê ek is nie julle God nie. En jy is nie myne nie. Ja, Kersfees. Hierdie ene het ek laas jaar gesien. Ek wonder wat is die nuwe ene, Natasha, wat hulle hierdie jaar gaan uitdink om Kersfees en Christus met mekaar te versoen. 'n Fees wat met die Here Jesus Christus of met Jahwe niks te doen het nie, te maak dat dit syne is. En dis die ding wat ons doen. Dis die ding wat ons doen, en ons doen dit so, dat ons kinders dit leer, en ons leer ons kleinkinders dit, en dan kom ons in daai slaggat, waar die Here gesê het, en ek sal die sondes van die vaders besoek in die 3de en in die 4de geslag. Dan kom ons daar uit, dat as die Here ons vandag besoek, het ons gedoen soos dit ons ouers gedoen het. Verkeerde goed, om nie die Here te aanbid, in gees en in waarheid nie. Die volgende eenheid, volgende prentjie, baie interessante prentjie, Natasha, kan jy sien wat daar staan? Ek hoop die mense daar buite kan sien wat daar staan. Hieronder is 'n baie interessante inskripsie. Kom ek sê, lees hom vir jou. The true symbols of Easter. The true symbols, en kyk wat probeer hulle doen. Hulle probeer die sterwe van ons Messias vergelyk met die fees van Astarte. Hulle wil dit met mekaar versoen. Hulle wil ongeregtigheid, afgoderry, en hierdie, kan julle maar gaan lees, broer, suster, gaan lees dit in die Ou Testament, is dis die dinge waarin Israel hulle self gekry het, keer op keer. En hulle moes keer op keer in ballingskap gaan, hulle moes keer op keer vermoor word, hulle moes keer op keer weer terugkom, en hulle self suiwer, om weer te wees wat God wou gehad het hulle moet wees. Net soos dit ek en jy nou, in hierdie eeu, onsself moet suiwer van alle ongeregtigheid. Ja, moet ons terugkeer na die Sabbat toe. Jy is heeltemal reg. Dis nie 'n ding wat uit die gebooie of uit die wet uitkom, dit kom uit die skepping uit. Dit kom uit die skepping van hierdie wêreld, dat die Here ons daardie instruksie gegee het. Sorg dat jy die Sabbat heilig. Nou, is dit al waaroor jy karring? Nee, ek karring oor al die dinge wat ons doen. Hier is eerste van hulle, Kersfees, Paasnaweek of Easter, soos wat hulle dit noem, en dan die laaste prentjie wat ek daarby sit, en ek wonder of mense sal verstaan wat daai prentjie beteken, Natasha. Jong, daai is die gruwels waarvan daar gepraat word in Openbaring. Hierdie is die gruwels wat besig is om te gebeur in my en in jou tyd, in die kerke, in die plekke waar mense aanbid, plekke waar mense hulle heilige hande gaan oplig om Jahwe te aanbid, en hulle dinge wat hulle doen, wat teen die Here staan. Nou ja, wat is alles daar? Daar is sonaanbidding, daar is aanbidding van Tamos, Nimrod en al hierdie goeters, en ek kan jou al hierdie goed verduidelik, en ek kan jou al die plekke gee, of die links gee wat jy kan gaan ondersoek, om te kyk of dit so is. Die belangrikste link wat ek jou vandag kan gee, is die woord van die Here in sy gees.
Dis die belangrikste link. As jy vandag die gees van die Here ontvang en sê, Here, leer my, lei my en wys my, dan sal hy jou vat na hierdie geskrifte toe en hy sal jou begin leer om te sien. Martin Luther King, is dit reg Natasha, is dit daardie godsvader van ons wat gegaan het en hom teen die apostelkerk nie, teen die katholieke kerk se deur dinge te gaan vasnaal om te sê, hierdie is die dinge wat julle doen, wat julle skuldig maak om die antichrist te wees. Julle doen hierdie goeders, hier is die goeders en hy wys dit vir hulle uit. En ja, hulle het hom vervolg. En vandag ook, ons wat terugkeer na die volheid van die dinge wat die Here van ons verwag, ons word vervolg, ons word uitgekry. Hoekom groei sekere kerke nie? Hoekom staan dit stil? Is dit omdat die Here se hand nie daarin is nie? Nee, dis nie wat gebeur nie, Natasha. Die ding wat gebeur is dat mense verwerp die kennis van God. Hulle kies die wêreldse dinge. En ek pleit by mense, en ek sal altyd aanhou pleit en sê, weet jy wat, kom ons keer terug. Kom ons keer terug na die waaragtige. Ja, maar Frans, dit maak nie saak nie. Is jy heeltemal seker daarvan? Ek wil vir jou sê, daar is minder dinge wat al gedoen is, waarvan die Here mense weggewys het, as wat ons tans mee besig is. Of wat die wêreld mee besig is. Minder goeders. Kleiner dingetjies wat hulle gedoen het. Ek kan vir jou vertel van 2 broers, wat gedink het, dit gaan maklik wees, om buite die tabernakel te gaan, en daar te gaan vuur maak. 'n makliker manier om die Here te aanbid. Kom ons gaan steek die vuur daar buite aan, en dan bring ons spanne in. Die Here het hulle doodgemaak. Ek en jy word nie vandag doodgemaak. Die Here slaan ons nie dood hier op die sekonde nie. Maar daar gaan 'n tyd kom, wanneer jy voor sy troon gaan kom staan, en jy gaan aanspraak maak dat ek 'n verloste is, ek is 'n lamskind, ek is 'n kind van die Allerhoogste, en hierdie God gaan vir jou sê, ek is nie jou God nie, en jy is nie my kind nie, jy behoort nie aan my nie, ek is nie joune nie. Baie interessante gedeelte hierdie. Wat is die volgende ding wat gebeur? Die volgende ding wat gebeur, Natasha, is dit. Godsdiens sonder persoonlike verhouding. Godsdiens, ja, ons gaan kerk toe, ja, ons aanbid die Here, ja, ons erken sekere goeders, ja, ons weet dat die woord van die Here genoeg is, en ons weet al die goeders, maar wat gebeur? Ons aanbid, en hierdie kom uit die Ou Testament uit. Hoekom preek jy vandag net in die Ou Testament? Nee, ek is lief vir die Ou Testament, ek is lief vir die hele woord van God. Ek stem volhartig saam met Paulus, wat gesê het, die hele skrif is deur God ingegee, nie net 'n porsie daarvan, of afgesonderde gedeeltes nie. Die hele skrif is ingegee. Vir my om te kan ontwikkel, om die kennis te kan hê, en ek het gisteraand op 'n groepie daaroor gepraat, om vrede te kan hê, is om my God te ken en te weet wat hy van my verwag. Om te weet dat hierdie God verwag dit van my, om onderdanig te wees. Om te weet dat hy my 10 vingers vir 'n rede gegee het, sodat ek sy wil kan onthou. Jesaja 29, Natasha, kom die Here en hy verklaar hierdie woord in vers 13, en hy sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk my nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Wat sê hy hierso? Hy verwys na die Nuwe Testament se, daar's 2 gedeeltes hier, in hierdie skrifgedeelte wat uit die Nuwe Testament, of wat in die Nuwe Testament weer herhaal word. Die eerste een is, dat die Here Jesus Christus self gesê het, julle witgepluisterde grafte, julle nader my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. En dan sê hy op 'n ander plek, Natasha, sê hy, skeer julle harte en nie julle klere nie. Ek dink hy is hierso volgende op, is dit 'n skrifgedeelte wat ek gaan noem, en nader my met opregtheid, en dan dis die eerste ene. Die tweede ene is dat hy sê, te vergeefs probeer julle my vereer deur die gebooie te onderhou van mense. Hy praat nie van die 10 gebooie nie, hy sê gebooie van mense. Hier begin hy 'n aanduiding gee, wat is hierdie gebooie of gebooie wat mense gemaak het. Mense het hulle self aangeleer om God te vrees. 'n kunsmatige aansit amper wil ek sê, 'n acting wat ons doen. Hoe ek vrees die Here so. Maar doen jy wat hy sê? As jy die Here vrees, gaan jy hom gehoorsaam. Gaan jy doen wat hy van jou verwag? Gaan jy leef op sy standaard, of gaan jy nog steeds aangaan met jou eie standaard, en elke keer as iemand jou vra, ek vrees die Here.
Jou lippe praat dit. Jou hart is nie daar nie. Jy het 'n gebod aangeleer om te lyk asof jy bang is vir die Here. My volgende vraag, Natasha, is dat ja, ek het daar 2 prentjies vir jou bygesit. Man wat sit in die kerk en baie ernstig oordink oor sy geloof. En waaroor dink hy regtig in sy hart? En gisteraand se partytjie of vanaand se partytjie wat ons het, wanneer dit met die rugby goed gegaan het, wanneer die braai lekker gegaan het, dan dink ons nie meer aan wat vir die Here opreg en heilig is nie. Mag ons nie ons lewe geniet nie. Jy mag jou lewe geniet. Jy moet jou lewe geniet. Maar doen dit sodat jy nooit jou saligheid verloor nie. Sodat jy nooit 'n kompromie aangaan tussen die bose en die wêreld nie. Hoe maak ek dit weer reg? Is my laaste vraag wat ek vra. Hoe maak ons dit weer reg? As ek by hierdie plek gekom het waar die Here vir my sê no access, geen toegang nie. Is daar 'n plek wat ek dit weer kan regmaak? Ja, daar's 'n plek waar ons weer kan kom. Joël 2 kom my en hy sê hierdie volgende skrifgedeelte. En dit het ek nou gesê, en skeer julle harte en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Ja, die Here het onheil oor jou beplan. Die Here het beplan dat hy vir jou gaan sê, gaan weg van my af. Die Here het dit beplan en hy het dit gesê en hy het dit uitgespreek. Maar wanneer ek bekeer en wanneer ek my sondes bely en dit laat staan en terugkeer na die Here toe en vir hom sê dat ek hom en hom alleen liefhet en hy kan my hart sien dat ek nie besig is om te blaf nie, valse praatjies te maak nie, maar dat ek opreg in my hart is, dan het hy ook op berou oor die onheil wat hy oor my uitgedink het, dat hy berou en hy vat dit weg. En wat sê hy vir my, Natasha? Hy sê vir my dat hy my sondes van my af wegvat, so ver as die ooste van die weste. Hy vat hierdie sondes, gaan gooi dit in die see van vergetelheid, en hy dink nooit weer daaraan nie. Maar weet jy wat? Ek wil vir jou vandag leer, dat ek en jy maandagmôre of sondagmôre nie moet teruggaan en sê, ek bring dit terug, ek roep dit terug. Ek roep daai sonde weer in my lewe in. Hoe doen ek dit? Om weer daaraan te begin dink. Dit weer begin bewerk in my hart. Weer daarmee vaardig te begin raak. Wat is dit? Om te lieg. Om te steel. Om ongehoorsaam te wees aan die gees van die Here. Die Here het jou vandag geroep, jy het sy stem gehoor. En jy het vandag gereageer, Here, ek gaan. En môre, dan vat jy jou hart weer weg en jy doen weer jou eie ding. Gaan aan op die ou spoortjie waar jy is. Ek wil vandag vra, kom ons bekeer, kom ons keer weg, kom ons keer terug na ons verlosser toe, kom ons leef weer, soos wat hy van ons verwag. Dankie Vader vir water ook. So my oproep na jou vandag, kom ons bekeer ons harte, kom ons begin leef soos wat hierdie woord vir ons 'n instruksie gee. En ons vat die Here vas in sy gees. En ons vertrou op hom. En ons begin hierdie woord ondersoek. En ons volg sy leiding wat hy ons gee. Ek groet julle daarmee in die wonderlike naam van Yeshua ons Messias. Kom ons bid saam. Aba Vader, ek vra dat hierdie woord mag uitgaan, Here. Ek vra dat u hierdie woord sal versprei, Here. En dit as dit u guns is, Here, dat dit diep in mense se harte sal ingaan, en Here, dat ons sal terugkeer om u in gees en in waarheid te aanbid, soos wat dit hoort. Ons eer en ons dankie vir die voorreg wat ek en Natasha het, Here, om op hierdie platform en in u naam u woord te mag bedien op hierdie Sabbat, Here. Ons eer en ons dankie daarvoor, Here. Ons vra, Here, dat u ons sal seën met wat ons doen. Seën ons mense daar buite, Here. Seën elkeen se familie, se kinders, Here, se besighede. Seën die plekke waarheen hulle moet gaan, Here. Hulle verantwoordelikhede, Here. Ons eer en ons dankie dat ons hierdie tyd het om stil te kan sit en voor u kan pleit vir genade. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, woensdag aand kom ons weer opnuut by mekaar. Ons biduur, livestream, whatever jy dit wil noem, oomblikkie wat ons saam met die Here spandeer. Die laaste rukkie het dit baie lekker begin raak. Ons het lekker saam met Aaron en al die ander mense van Leidenburg begin kuier, saam met Pastor Emil en Suster Kathy. En
ons wil graag hierdie groepie uitbrei. Ons wil graag ook hierdie kanaal van ons, Lewe in Jesus kanaal. As jy mense en familie het en jy voel dat hierdie woord vir jou reg is en dat dit met jou gees gepraat het en dat die Here dit bevestig het in jou gees, stuur dit asseblief aan. Stuur hierdie boodskap so ver as moontlik. Ek sien ek het net 'n paar ingeskrewe subscribers. Kan ons 'n bietjie meer maak? Kom ons maak hierdie platform groot. Nie vir 'n koninkryk vir Franswa nie, maar vir die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus tot eer van sy naam. Kom ons doen dit. Kom ons wees weer disippels van die Here, soldate van die Here wil ek eintlik sê. Kom ons kom weer om gereed te wees en reg te wees vir diens. Jy weet, baie keer wanneer 'n mens geroep word om diens te gaan doen en jy kom kyk hoe die mense aantree op 'n parade, dan wonder jy of hierdie mense gereed is vir aksie. En partykeer is dit met ons Christene ook so. Ons kom vir diens, maar ons is nie gereed vir aksie nie. So kom ons ken ons doen hierdie goeders uit die liefde van die Here uit. Mag u absolute vreugdevolle Sabbat hê en shalom vir elkeen van julle en ons gesels volgende week weer. Totsiens.